Hallo julle, kom ons lees Bollyblabs in die lente. Opstaan Bollyblab se ma vir die 9de keer. Waar nou kom die klaande gemompel? Gemompel omdat die brakkie aan die slaap geraak het met sy kop styf toe onder sy kombers en sy agtersteewe hoog in die lug. Jy's nog nie wakker nie, sê sy ma wat nou kwaad is. Wou. Die groot pragtige Afghaanse jaghond kyk moedeloos na die warboel wat die slaapplek is van haar seun, Prins Amir van Kinyan. Rondom hom in sy mandjie lê 'n halfgevrete kartondoos waarop die woorde versuikerde sonskyn semelvlokkies nog leesbaar is, 'n kookvethouer, 'n omgekeerde marmeladefles, 'n hoop taai marmelade en 'n voetbalstewel. Dit lyk ook kompleet of daar gedurende die nag 'n sneeustorm gewoed het. Maar as jy mooi kyk, dan sien jy dat dit net los versuikerde sonskyn semelvlokkies is. Geen wonder dat hulle jou Bollyblabs noem nie. Kyk net na die gemors in jou mandjie. Dis my middernag happie, verduidelik Bollyblabs en kruip traag onder die kombers uit. Ek kan dalk in die nag flou word van honger. Dit kan gebeur, weet ma. Die buurkat het vir my vertel. Sy sê die ergste is dat jy nie weet jy's flou nie, want jy's vas aan die slaap. Die beste is maar om heel nag wakker te bly en aan te hou eet. Dis hoekom ek so gedaan is. Ek het nog nooit sulke snert gehoor nie, sê sy ma. Kan jy nie sien dat die kat jou vir die gek hou nie? Ag, jy eet ook alles vir soetkoek. Ek sal nooit in der ewigheid weer 'n woord glo wat daardie kat vir my sê nie, sê die hondjie vererg. Al word ek ook 129 jaar oud. Ek dink ek moet nou maar 'n bietjie slaap om my kragte te herwin. Nog nooit nie, skree sy ma en blik die kombers af. Weg is jy tuin, toe weet jy dan nie watter dag dit is vandag nie. Die lente het gekom. Ek het dan nie die deurklokkie gehoor nie, sê die hondjie. Miskien was ek regtig flou en die klokkie gelei terwyl ek. Die lente kom nie by die deur in die domkop. Dis een van die jaargetye. Daar's die lente, dan kom die somer, dan die herfs en daarna die nare winter wanneer die natuur slaap. Wat doen die lente nou eintlik, vra die hondjie versigtig. Vandag begin die hele natuur weer lewe kry. Die gras groei, die blomplante skiet uit die grond, die bome loop uit en bloei. Bollyblabs besluit dis die moeite werd om na die lente te gaan kyk. Hy hardloop tot in die tuin en plof langs 'n graspol neer om te kyk hoe dit groei. Dit lyk asof daar niks gebeur nie. Daarom kyk hy nou liewers na 'n lappie afodelle. Hy het 'n pandeksel vir 'n helmet op ingeval, die blomme in die lug opskiet en op sy kop neerplons. Hy wag 'n hele ruk lank, maar die afodelle bly staan net waar hulle is. Hulle wieg wel 'n bietjie heen en weer in die briesie, maar andersins gebeur daar net mooi niks nie. Bollyblabs voel maar braaf teleurgesteld met die lente. Met 'n paar lang hale is hy by die appelboom om te kyk hoe die uitloop en bloei, soos sy ma gesê het. Terwyl hy wag, hy kruip om die hoek van die skuurweg, net ingeval die boom te onstuimig raak, verskyn die buurkat hier langsom. Dis lente vandag, sê die kat terwyl sy haar poot lek en agter haar oor vryf. Ek gaan voels kyk in die bos. Ek sal saam met jou kom, sê die hondjie met 'n aaklige gevoel dat die hele tuin enige oomblik gewelddadig mag ontplof en hom beseer. Jy kan nie, sê die kat, jy moet 'n kat wees. Honde is te groot en lomp om voëls te kyk. O ja, grinnik die hondjie binnensmonds. Sy vertel weer vir my 'n kleitjie. Niemand maak 2 keer 'n gek van Prins Amir van Kinyan en kom met sy lewe daarvan af nie. Hy sê hardop, enigiets wat 'n kat kan doen, kan ek ook doen. Ek kom saam met jou. Die kat neem die voortou na die doringstruiklaning onder in die tuin. Sy spring ligvoets deur 'n gat hoog in die laning. Bollyblab steek halflyf vas. Sy hare raak verstrengel in die dorings. Hy wikkel en vroetel totdat hy eindelik aan die ander kant uit is.
Die woutjie aan die ander kant van die heining is dig begroei met jong boompies. Tussen die boompies is daar net genoeg ruimte vir 'n kat om deur te kom. Bollyblap sit 4 keer vas en moet deur die kat met behulp van 'n afgebreekte tak losgewikkel word. Die grond is oortrek van bossies en struike. Die kat kan onder hulle deurkry, maar Bollyblap moet maar met groot spronge voortgaan, kompleet soos 'n tamaai groot vet gehawende skaaplam. Wanneer die kat die takke wegdruk om deur te kruip, spring hulle terug en slaan Bollyblap op sy neus. Oeh, skree die kat skielik. Met een geweldige sprong is sy teen 'n hoë boom se stam op en binne 2 sekondes maak sy haar 15 meter bokant die grond op die hoogste tak tuis. Bollyblap doen sy uiterste bes. Hy probeer eers nader hardloop en spring. Dit misluk, nie omdat hy nie hoog genoeg gespring het nie, maar omdat hy die boom heeltemal misgespring het. Hy slaag daarin om tot op 'n laat tak te klouter en in 'n mik 'n goeie meter bo kan die grond in te beer. Toe, die kat van bo af. Bollyblap sien vol elende hoe die kat kop na onder teen die boomstam afhardloop en rats tot op die grond spring. Die hondjie kners op sy tande, knyp sy oë toe en begin hals oor kop afklim. Bollyblap se ma aanskou haar kleintjie daar waar hy in sy mandjie lê. Sy hare is die ene doringtakkies. Sy ribbetjies pyn. Sy bene is seer en hy probeer om die kneusplekke op sy neus te lek. Daar is 'n groot pleister oor die knop op sy kop. Het jy 'n lekker dag gehad? Vra sy. Ek het daardie kat vandag 'n les geleer, sê Bollyblap. Sy kon my nie hierdie keer vir die gek hou nie. En hoe geniet jy die lente? Dit wat teleurstellend, ek sien eintlik uit na môre, dis somer. Bollyblap se ma sug. Sy wil eers verduidelik dat die lente baie langer as net 'n dag duur, maar besef betyds dat daar geen sin in is nie. Bollyblap het 'n toffie opgekou en toe 'n stuk steenkool wat hy onder in sy mandjie ontdek het. Nou lê hy daar, salig aan die slaap.